God is groot, God is goed. Die Here is wonderbaar. Amen. Terwyl ons hier staan, was die groot gebod van die Here Jezus. Want die Here is op die troon. Amen. Markus 12, van vers 28. Groot, goed en verhewe is die God van die hele aard. Markus 12 van vers 28. En 2 van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle oorlede twis. En wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: wat is die eerste gebod van almal? En Jezus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is: hoor Israel, die Here ons God is die enige. Amen. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede dan gelyk is dat jy met jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerdes sê van goed meester, het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy. En om lief te hê die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag. En om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jezus sien dat hy verstandige antwoord het, sê vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vra te staan. Kom eens sit lekker neem. Ons kan vanmorgen net vir die Here sê baie dankie. Sy grote goddelike liefde en wonderbaarlike genade wat so groot is. Ek en jy as mens kyk in hierdie lewe en ons sien die dinge wat gebeur in die lewe, nie waar? Ons sien wat alles besig is om plaas te vind. Die kinders van Here raak benoud. Die waar? Benoud, bekommerd. Wat gaan al van al my besittings word? Mense praat van as mense die land verlaat, is hulle landsverraaiers. Is jy landverraaier? Is jy landverraaier? Verlaat? Nee. Is jy bekommerd ek gaan verlaat? Nee. Ek gaan nie die land verlaat. Ja. Ek gaan nie die land verlaat. Ek weet nie van julle nie. Dan moet die mense by my skil as 'n landverraaier. Want hierdie is net 'n deurgang plek wat ek het. Ek het 'n hemelse woning. Amen. So as julle vanmôre dink ek is 'n landsverraaier, dan jy maar so dink. So wat? Of ek nou vanmôre in Amerika bly, of in Suid-Afrika bly, of ek in Rusland bly, of in Oekraïne, jy noem die land op, of Antarktika, of Poland, of Noordland, of Suidland, of wat se lande ook al is. Maak nie saak waar jy bly nie. As jy God dien, dan gaan jy die land verlaat. Daar waar jy bly, gaan jy verlaat. Partykeer is ons vasgevang in menslike dinge. En nie vasgevang in goddelike dinge. Wat sê die woord van die Here? As jy bedink die dinge wat daar bo is. Met ander woorde, wat moet ons bedink? Wat mooi is,
wat lieflik is, wat loflik is. Wie wil nog mooi huise het hier? Kom nou wees eerlik. Eerlik. Maar nie vir my lieg nie, asseblief. Wees eerlik. Ja, sy sê. Maar ons wil nie vanmôre, weet ons, hierdie dinge wat ons het hierso, gaan agterbly eendag. Duidelik. Dit gaan tot niet eendag wees. Duidelik. Israel het getrek 40 jaar deur die land, deur die woestyn. Hulle kon nie 40 dae getrek nie. Maar hulle trek 40 jaar. Ja. Weens hulle murmureringe en so meer. God gee vir jou en my hierdie tydelike dinge om te gebruik tot lof van sy heerlikheid. Nie tot die lof van mense. Ja. Maar dat ons God moet verheerlik in 'n lewe. Amen. Prys die Here. Wie is nie vanmôre opgewonde nie? Amen. Prys die Here. Dis op sy. Ekskuus tog. Ek het julle mooi gevang nou. Julle moet wakker wees. Julle moet wakker wees. Jy sit in slaap hierso. Julle gehoorbuisies insit. As ek nie goed insit, dan hoor ek minder. As ek ook nie dra nie. Julle moet mooi luister, moet wakker wees. Ja. Prys die Here. Ek wil net saam met my lees Psalm 119. 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. In die boek van Psalms 119 vanaf vers 9 deur met vers 16. Nooit. Ja. Hoeveel jongelinge is hier vanmôre? Wie sê julle is jonger? Om nog nie oud nie. Julle is al grys al. Ja, dis niks. En bles. Jong van gees. Ek is nie bles nie. Net so 'n bietjie aan. Twee naampjes, een hierdie kant en een hierdie kant. My vrou wil altyd hierdie klos hier voor sny, sê dan was my klos hier. Dis die eiland daarso. Dis 'n eilandjie. Prys die Here. God het my eiland gegee. Ek kuifie. Dis Ek kuifie. sê dit ook. Psalm 119 vanaf vers 9. Maar die woord van die Here lees vir ons: waarmee sal die jongeling sy pad suiwer? Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer? Deur te hou na u woord. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, waarmee sal ek my pad suiwer hou? Waarmee gaan u u pad suiwer hou? Luister. As jy op 'n pad stap in die lewe, en as 'n klomp los klippe wat daar is, party sal vruggies waarom die klippe gaan staan. En hy sal sy enkel breek, en hy sal die klip die skuld gee. Hoor jy wat ek sê? Hy sal so op die hand wees en hy gaan klim op daai klippe, en hy val af. En steeds om die klip in die pad nie te vat. Want party mense is te lui. As nie 'n ander woord nie man, hulle is te lui om daai klip te vat en die pad uit te sny. As jy oor daai klip struikel, sê man, as ek daaroor struikel, dan die volgende ook daaroor struikel. Hoekom vat jy nie daai klip weg uit die pad uit? Hy struikelblok. Want ons hou ons daarvan dat iemand anders struikel, dan kan ek vir hom lag. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na u woord. Vers 10 sê, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. As ek en jy
Net bid vir ons kos. En sê Here, baie dankie vir die voedsel wat ek het. Soek ek dan die Here met my hele hart. Jy is miskien dankbaar oor die voedsel, maar jy is nie dankbaar oor dit wat God vir jou so genadig het. Baie mense dink God is net goed wanneer hy baie dinge ontvang uit die hand van die Here uit. Maar ons is nie vanmôre dankbaar as ons ons oë oopmaak in die oggenduur en ons haal asem nie. En ons kan sê, Here, dankie vir hierdie lieflike dag. Wat 'n voorreg. Is 'n voorreg om jou oë oop te kan maak in die oggend. Dis nie 'n ding dat jy moet jou oë oopmaak. Dis nie 'n ding dat jy moet deur die dag gaan. Sommige net so nie. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg vanmôre om in die huis van God te kan wees. As ons kan begin besef, wat 'n voorreg het ek en jy nie in die lewe om asem te kan haal. Om gesond te kan wees. Om voedsel op jou tafel te kan hê. Dat jy kan sê, Here, baie dankie. Here, vir dit wat U vir my so genadiglik skenk. So genadiglik gee. Ons verwag dat dit moet wees. Ons verwag dat alles so moet wees soos ons dit wil hê. Maar besef vanmôre is genade van God. Amen. Wat 'n voorreg is dit om vanmôre hier te kan wees. Om die Here se naam aan te kan roep. Die Here se naam groot te kan maak. Om hom te kan eer as die enige waaragtige God wat leef en gee tot die ewigheid. Wat 'n voorreg het ons nie om te weet dat ons ken die waaragtige God. En dat ons ken nie 'n ander God. Party mense soveel gode, hulle weet nie eens wat een om te aanbid nie. Luister die Here, vers 12 sê. Ekskuus, vers 11 sê. Ek het U woord in my hart geberg, dat ek teen U nie sal sondig nie. Die psalmdigter skryf, hy sê, ek het U woord in my hart bewaar, sodat ek nie teen U kan sondig nie. Die Here, hierdie psalmdigter skryf dit. Hy slaan ag op die woord van die Here. Hoeveel mense slaan vandag ag op die woord van die Here? Ons verwag die seëninge uit God se hand uit, maar ons slaan nie ag op die woord. Ja, dis waar. Ons verwag dat God vir ons moet voorsien in ons tydelike behoeftes. Ja, Meer as ons geestelike behoeftes. dis waar. Het jy geweet dat die woord van die Here sê, van brood alleen sal ek en jy nie lewe nie. Ja. Maar van elke woord van God sal ek en jy kan lewe. Okay, kom ons vat sy brood en water weg. En al sy kop, sy steaks en al daai goedes, vat hom weg. Kyk of hy dan gaan leef. Weet jy wat? Die mens wat 'n menslik dink so. Die Here praat van daardie geestelike brood wat ek en jy moet eet. Daardie vars manna van elke dag in jou lewe. Wat ek en jy moet eet. Wat ek en jy moet ontvang uit die hand van God uit. Om te kan sê, Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Here, lei U vir my in hierdie dag. Wees U met my in hierdie dag.
Waar ek beweeg, Here bewaar, beskerm my in die holte van U hand. Ons vat baie keer die dinge net vanselfsprekend. Dit moet absoluut alles honkie-dorie gaan met my. Dit moet alles gebeur soos wat ek dit wil hê. Het jy geweet, God weet wat gaan met jou gebeur volgende 10 minute of jou volgende uur, wat ook al. Ek kan nie vanmôre sê wat gaan met jou gebeur die volgende 10 minute. Ek kan dalk 'n paar bakstene in die muur begin te gooi met dit. Dan gaan mense nie meer vir jou nie. Ja. As mense vir my hou, prys die Here. As hulle my lief het, prys die Here nog meer. As hulle nie vir my hou nie, prys die Here. Amen. As hulle my nie lief het nie, prys die Here. Amen. Glory to God. Maar een ding weet ek vanmôre, Jesus het my en jou. Amen. Here het ons elkeen lief. Amen. Met 'n goddelike liefde. Met 'n ewige liefde. Glory to God. Here. Hy sê, vers 11 lees ek weer. Ek het die woord in my hart geberg, dat ek teen U nie sal sondig nie. As ek God se woord in my binneste het, en ek bewaar hom daar, dan wil ek doen wat die Here sê ek moet doen. Dan wil ek nie graag sondig nie. Dan moet ek wegvlug van die sonde af. Wegvlug van dit wat verkeerd is in die lewe. Ek wil jou vraag vanmôre. In hierdie week wat verby is, weet u iets verkeerd gedoen? Steek op jou, kom op sê. Okay, dan gaan ek 'n ander vraag. Wie van julle het in hierdie week wat verby is, net ten minste een ding verkeerd gedoen? Amen. Amen. Nou sien ek net 'n paar wat hande opgaan. Wie het iets verkeerd gedoen in hierdie week? Net alles net een ding. Steek jou hand op, hoog man, hoog. Steek hom op, ek sien. As ek jou vra, het jy in hierdie week niks verkeerd gedoen nie? Steek jou hand op. As ek vra, het jy iets verkeerd gedoen? Dan moet jy ook jou hand opsteek. Wat nou? As jy op die draad sê, dan val jy af. Ek en jy, is daar altyd iets wat ons miskien nog verkeerd sê, of verkeerd doen. Miskien nog iets verkeerd bedink. En dan kan ons gaan as die Here, ek het nou verkeerd gedoen. Want die woord van die Here is dan binne in jou, want hy herinner jou dat jy nou verkeerd gedoen het. Dis waar. Jy weet, ek weet nie of julle dit al gesien, maar ek het al gesien. Hoe baie keer het mense, as die bakke te saam is, dan vat hy die bakke en pas hom aan. Ja. Julle het al gesien. Ja. Dis nie my skuld, dis daai een se skuld. Want ons wil nie die lam vat nie. Ek is skuldig. Maar ek pas die bakke. En sê, man, dis hierdie ou, sy skuld. Maar, want ek wil my eie prentjie baie mooi inkleer. Dat ek mooi klei. As ek gefouteer het, want ek kan nie gaan aan jou toe sê, vergewe my, ek het fouteer. Verstaan nie vermoe. Maar ons kyk net altyd wat ander verkeerd doen, maar nooit wat ek self nie. Wanneer ek begin om te kyk wat ek self verkeerd doen,
en ek maak reg. Dan moet ek dan besef, weet jy wat? Die woord van die Here is daar om my reg te wys. Dat ek nie met verkeerd wandel nie. Want die psalmdigter skryf en hy sê, ek het die woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dat ek hierdie woord van God in my hart sal hê, en nie sal sondig in die lewe. Om nie te wandel in die verkeerde nie, maar in die goeie. Prys die Here, vers 12 sê, lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Want God alleen is lofwaardig, pryswaardig, sienswaardig, aanbiddingswaardig. Ons moet hom altyd die eer gee. Ja, amen. Want hy sê vir ons, lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Met ander woorde, hierdie psalmdigter is bereid om leersaam te wees. Wanneer ons begin te kom op daardie punt, wat ons nie meer wil leer nie, het ons groot geword in onsself. Ja, dis waar. Het ons groot geword in onsself. En dit skep 'n probleem. Nie aan iemand anders se lewe, in jou eie lewe. Vers 13 sê, ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienis, soos oor allerhande rykdom. Jy maar kyk as mense geld het. Man, as hulle ryk het, hulle is opgeruimd en vrolik. En baie vriende. Och, yes. Meer is dit. Meer vriende as baie vriende. Almal is, man, daai mense is so vriendelik en opgewonde, opgeruimd, hulle hup hulle, man, dit word net gekoop, left, right en center. Ja. En wanneer die geld klaar is, die rykdom klaar verkoos is, wat gebeur nou? Dan sit hy daar, soos 'n aap met 'n kop seer op 'n klip. En wonder wat het gebeur. Wat het van my al my rykdom geword? Dis daarom wat die woord van die Here sê dat ek en jy ryk in Christus moet wees. Die rykdom van hierdie wêreld is tydelike dinge, man. Die rykdom in Christus Jesus is standhoudend. Laat die woord van die Here in jou en my binneste sal wees. Ingegraveer wees op ons hartstafels. Daarom wat die woord van die Here sê, bewaak jou hart. Meer as enigiets anders bewaar moet word. Spreuke 4. Hy sê, bewaak jou hart meer as enigiets anders wat bewaar moet word. Dat ek en jy, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Want Christus, as hy in ons lewe, dan wil ons die wil van hom doen en nie die wil van die wêreld. Dit is so maklik dat ons kan afwyk van die pad af. Dit is so maklik dat ons die pad byster kan raak in die lewe. Dit is daarom wat die woord van die Here sê, dat ek en jy moet mekaar vermaan en verdra in die liefde en die gesindheid van Christus. Nie waar nie. Maar ons hou nie daarvan. Ek sal 'n man of 'n vrou 2 of 3 keer vermaan. As hulle nie dan wil hoor nie, dan los ek hulle uit.
Dat hulle maar aangaan. Want hulle wil nie hoor nie. Amen. En dan moet jy maar aangaan. En God wil hê ek en jy met mekaar vermaan en verdra in die liefde en aanmoedig. Hoekom? Omdat daar vir jou en my 'n toekoms is. Amen. Hoor jy wat ek sê? Dat is vir jou en my elkeen 'n toekoms. Jy lyk bekommerd. Wat is 'n toekoms vir ons? Die ewige lewe. Hoe lank gaan ons nog in hierdie land huis dan? Dan gaan ons verhuis. Man, ek weet nie hoe lank gaan ek hier wees, gaan ek verhuis. Ek los julle dalk agter, of julle los my agter. Dit maak nie saak nie. Maar dat ons mekaar weer moet kon ontmoet. Dat ons in die hemel sal wees. Praise the Lord. My home is in heaven. My home is in heaven. Geen traan, geen droefheid. Amen. Praise the Lord. No load shedding. Glory to God. Geen diewe wat inbreek en steel nie, man. Amen. Geen bekommernis wat van jou besittings gaan word nie. Ja, amen. Party ouens worry oor hulle besittings wat gaan gebeur as hulle doodgaan, man. Jy kan niks doen nie, jy's dood. Amen. Ja. Iemand anders te gaan dit spend. Amen. Opbreek. Vat. As jy wil spend dit nou. Ja. Amen. Hoor jy wat ek sê? Amen. Jy kan dit nie saam graf toe vat nie. Amen. As jy wil, kan jy vir my koeldrank koop. Amen. Maar met hom nie koop met 'n swaar hart, jy koop met uit die diepte van jou hart en die liefde. En ek sal vir jou sê baie dankie. Ja, ek skimp nie om 'n koeldrank te kry nie. Glad nie. Mag God my genadig wees. Amen. Ek wil nie skimp. Want baie predikers skimp ons. Ja. Jy weet, ek weet nie wat ons vanaand eet nie, weet jy so. Ons moet nou hard bid dat die Here vir my 'n skaapbout kom gee. Het jy dit nog nooit gehoor nie, broer? Ek het ja, ek het. Nou, dit gebeur. Het al, Amen. ja. Ek het. Jy moet nou hard bid dat die Here vir ons kan voorsien vir 'n skaap. Die volgende een is 'n bees. Dis 'n Mercedes-Benz. En die dag daarna gaan jy dood as jy die bees kry. Dan jy dalk nog nie eens 'n stukkie vleis van die brood bees geëet nie. Ja. Man, God voorsien. Ek weet Amen. ons het hierdie week al gesien en weer voor dit en ek weet nie hoeveel keer het ons al gesien. Wat God voorsien het. Yes, Lord. Want die Here wil hê ons moet hom ken. Amen. Die Here wil hê ons moet sy weë wandel. Ja. Weer is beter om reguit te sê, luister. Ek soek 'n stukkie vleis. Geef my 'n stukkie vleis asseblief. As om te skimp. Ja. Dis waar. Man, God het nie vir jou my skimpers gemaak. Amen. Die Here wil hê ek en jy moet opreg wees in ons hart. Ja. As ek vleis wil hê, gaan ek niemand van julle vra. En ek bedoel dit. Ek sê jou nie vra nie. Dit sal sonder vleis wees. Maar ek sê jou nie sê ek het nie vleis nie. Wil dit jou nie sê nie. As ek waarlik lus het vir vleis, dan sal ek op my knieë gaan sê, Here, ek het lus vir 'n stukkie vleis. Amen. Amen. Moenie worry nie, God sal voorsien. Amen. Ek weet, God het al so voorsien. Amen. Glory to God.
Ek wil nie vanmôre een ding sê. Hoeveel van ons het al voor ons kaste gestaan? En met die dooie kaste gepraat. Amen. Die leë koskaste. Jy praat met hom. Ja, amen. Party mense weet nie wat is 'n leë koskas nie. Ja, dis waar. Want hulle het in oorvloed, man. Ja. Jy vertel nie van die mense nie, vertel jy's die koskas. Sê hey, Ja. jy's leeg. Amen. Here, my koskas is leeg. Maar U is die voorsiener. U is die God, you are the provider. Yes, amen. Want die woord van die Here is dan binne in jou. En jy praat met jou Vader. En jou Vader wat nie as jy nie privaat in jou binnekamer gaan en jy praat met jou Vader in die verborgenis, sal jou Vader wat in die verborgenis jou nie openbaar vergeld nie. Amen. Amen. Ja. Baie kinders van die Here is net 'n klomp skimpers. Ja, Dis hartseer. dis so. Skimp. Weet van 'n man wat gesê het, hy kom van die een wat noem jy dit, soundtrack, na die ander soundtrack toe en saam. Toe sê, nou moet ons hard bid. Want ek het 'n nuwe klankstelsel nodig. Nou praat ek van 'n hele paar jaar terug, van so R60,000. Oh. Hy kom van iemand, van 'n soundtrack van honderde mense. Hy gaan nie volgende en sê, ons moet nou hard bid. Asseblief mense, bid hard. Dat die Here vir my voorsien vir 'n nuwe klankstelsel. Dit kos R60,000. Ek gee die prys, ek gee al hierdie goedes. Wat is ek besig om te doen? Vra ek God? Nee, ek skimp. Ja, ja. Ek hoop dit val op iemand se ore wat 'n paar miljoen het in die bank. Ja, dis waar. Dis waar. Dis die waarheid. Stop, hou op om te skimp, man. Gaan na jou binnekant, jy's te lui. Ja, Gaan buig jou knieë en vra vir God en sê, Here, voorsien vir my. ja. Maar daai klankstem bekeer niks nie. Ja, ja. Ek soek nou net weer 'n nuwe een, ek wil breek. Ja. Breek, man. Ja. Ek moet begin te breek oor wat God doen. Amen. Nie hoe ek skimp nie. Ja. Ek moet begin God dit verheerlik. Wanneer die woord in my binneste is, dan weet ek waar om te gaan. Op my knieë en roep die Here aan. En sê, Here, U weet wat ek nodig het. En die God vir 'n Mercedes vra as jy hom nie kan bestuur nie. Jy kan nie eens 'n donkiekar bestuur wat nog 'n Mercedes. Hoor jy wat ek sê? Jy miskien se tricycle ry, dat nog van 'n bicycle. As ek weer bicycle moet ry, moet ek eers weer begin met 'n tricycle. Dan kan ek miskien ook vir die Here vra, Here, wil U my genadig wees om my fiets te gee? Maar ek is nog te oud vir daai goedjies. Los dit vir die jong man. Prys die Here. Vers 14 sê, ek is vrolik in die weg van U getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek moet vrolik wees in God, in die weë van die Here, soos die mense vrolik is in die rykdom in hierdie wêreld. En weet jy wat? My blydskap en my vrolikheid en my vreugde sal groter wees as die ou wat al die rykdomme het. Ja. Hy staan die volgende oggend dalk op en sê, "O, my kop is seer." Jou kop seer. Was nou. O, ek sien van die Staan. As die mense se kop is seer, en dit nie blydskap nie. Maar as ek en jy ons oë oopmaak en jy die blydskap van die Here in jou binneste,
Want die blydskap in die Here, dit is jou en my beskutting. Amen. Word die bakker sê, Here baie dankie. Ja, Hierdie lieflike dag. dankie Here. Of dit nou warm is, of dit nou koud is, of dit nou sneeu is, of dit nou haal is, of dit nou kapok is, en dit maak nie saak nie, jy noem dit op. As jy opstaan in Christus Jesus, en jy het 'n blydskap in jou hart, dan staan jy op en sê, Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Ja, halleluja. Ja. En jy eer God. Vers 15 sê, ek wil die bevele oordink en op die paaie let. Ek wil die bevele oordink. Hoeveel van ons oordink God se bevele? Baie bedink. Wat sê? Ja, ek wonder wat kan ek weer leer? Wat gaan ek in daai ene doen? Ja, Ja. Hulle bedink die verkeerde dinge in die lewe. Hulle bedink dit wat die dood is. In steede dit wat mooi is, en lieflik is, en loflik is voor die aangesig van God. In steede om te let op die paaie van die Here, let op ons, op hierdie ander paaie. Hier is net iemand wat dit weer gesê, nou is ek weer gewaai. Wat gaan nou gebeur? En almal is in 'n paniek. En hulle raak bekommerd. Jy weet Paulus, toe hulle daar op die skip was, toe hulle skipbreek gelei het, het hulle 14 dae gevas. En die Here het met hom gespreek. En hy sê vir die mense, neem vir julle, moenie bevrees wees nie. En hierdie nag het God 'n engel gestuur om vir my te sê, niemand sal op hierdie skipbreek lê vergaan nie. Met ander, niemand sal omkom in op daardie skip. Die skip het in mekaar uit die see toe uit mekaar het gehaal, want daar sou 'n storm gewees. Maar almal het behoue gebly. Paulus het nie gekyk na die pad van die skip nie. Hy het gekyk na die paaie van God. Sy vertroue was nie in die kapteins van die skip, sy vertroue was in Jesus gewees. So baie keer kyk jy mense en hulle vertrou die mense. Ek weet, hierdie ou kan my nie laat verdwaal nie. Hy is die grootste misleier wat daar is. Maar as ek en jy let op die paaie van die Here. Partykeer is dit paaie wat jy nie van hou nie. Partykeer is dit paaie wat jy nie glad nie van daarop wil wandel nie. Maar God, as hy daardie pad uitgelê het vir jou, dan sal jy hom stap. Nou wil ek vir jou 'n ander ding sê vanoggend. Baie keer maak jy verkeerde besluite in jou lewe. Hoor wat ek sê. Jy maak baie keer verkeerde besluite in jou lewe. Dan dink jy, God het hierdie pad vir jou uitgelê. Jy het daai pad gekies. Jy het daai pad uitverkies. Jy het daai pad gestap. Omrede ek nie op God se paaie gelet het nie. Dan let ek op my eie paaie en nie op God se paaie. Nie waar nie. So. Dis eina. Ek is mos die enigste wat aan skuldig is. Dis almal skuldig. Wie is almal skuldig dan? Amen. Okay, as ek dit nie gesê het, is dit wel al. Dis ook. Ek is bly julle werk saam. Julle is wakker. Ek is dankbaar julle is wakker. Prys die Here. Maar let op die paaie van God, nie op jou eie paai nie. Amen. Here, wat wil U hê
Here my pad wat ek uitskilder is. Maanskyn en roos. Dis altyd honkie dorie, dis 'n goue pad. Weet jy wat? God gee vir jou dalk 'n holborige pad. Ja, dis waar. Wie het al op 'n singpad gery? Weet jy wat 'n singpad pad? Ja. Is 'n grondpad. Verseker. Dan skik jy daai pad. Ons het al, ja. Jy kry die shakes. As jy ander kant uitkom vir die Shaky Stevens. Ons het al. Ja. Alles is los. Dan is jy geskit. Ja, Dan skit jou brein so 'n bietjie te mekaar of by mekaar, een van die twee. As jy aan die ander kant kom, is jy wakker ja, verseker. of heeltemal te mekaar. Maar weet jy wat? Soms wil God ons wakker skit. Ja. Ons brein so te mekaar skit dat ons kan besef ons moet op God se paaie lê, nie op ons eie paaie. Amen. Vers 16 sê: Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Israel het maklik die woord van die Here vergeet. Wanneer dit swaar gaan, dan roep hulle die Here aan, ek ken hulle die Here. Ja, dis waar. Ag, en die Here haal hulle uit en hulle is verlustig hulle vir 'n paar dae, vir 'n paar weke. Ja. En dan vergeet hulle weer Ja, dis waar. die insettinge van die Here. Amen. Waarmee sal ek my pad suiwer? Waarmee sal ek my pad suiwer hou? Deur die begeertes van die wêreld. Ja. Nou wys. Deur my eie begeertes in die lewe. Wat is jou begeerte in die lewe? Ons het almal drome gedroom. Ja, dis waar. Maar een droom wat ons moet hê. As die ander drome nie waarheid word nie, dan gaan party ouens sal sê, man, dan is jy nie reg met die Here nie. Ja. Maar weet jy wat? As jy 'n droom het om in God se weë te wandel, wandel daar. Amen. Wandel daarin. En dien hom uit jou hart uit. Uit die binneste. Daar waar die oorsprong van die lewe is. Daar waar man, wat dief nie kan kom en steel nie. Laat jy God se woord oordink en die paaie let op van die Here om daarin te kan wandel met opregtheid van hart. Dan is jou begeerte om in God se wil te wees. Amen. En die Here sal met jou wees. En jy gewaar God se vrede, liefde en genade in jou lewe. Waarmee sal ek my pad suiwer? Deur te hou na u woord. Nie die woord van 'n prediker. Nie die woord van 'n kerkgenootskap. Nie die woord van een of ander mens. Maar alleenlik sal ek my pad suiwer kan hou deur te hou na die woord van God. Wat ek nou vanmôre sê, waarmee sal die oueling sy pad suiwer hou? Maar nou nie aanstoot nie, asseblief. Die manne wat nie baie haar het, moet nou nie aanstoot nie, asseblief. Waarmee sal die oueling sy pad suiwer hou? Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Waarmee sal die middeljarige sy pad suiwer hou? Deur te hou na die woord van God. Die psalmdigter het geskryf vir jong mense. Maar ek sien dieper dat dit vir elkeen is. Want baie ou mense
hou nie God se woord nie. Hou glad nie God se woord nie. Hulle let op hulle eie paaie. Hoe hulle voorspoedig kan wees net in hulle eie paaie. En steur om te let op die paaie wat God se paaie is. Moet ek en jy op let. En vanmôre sê Here, hier is ek. Amen. Lei my in U weë. Here, dat ek my pad sal skoon hou. Na U woord. Here, volgens U woord. Nie volgens my eie gedagtes nie. Kom ons sluit ons. Here, ek wil vanmôre sê baie dankie aan God. Dat U die God is wat omgee vir elkeen van ons. Here, dat U ons krag in ons psalm, ons lied, ons vrede is. Here, soos Moses die lied geskryf het na die oorwinning, en hy het gekom uit Egipte land uit. Here, wil ek vanmôre bid, my God, dat ons sal let op U woord. Sal let op die paaie van U, my meester. En besef, Here, as ons kyk na ons eie paaie, dan moet ons begin benoud raak. Maar Here, let op die paaie van U, hoe ons daar moet wandel. En nie ons eie gedagtes nie. Ek wil bid vanmôre van Here om straal vir ons elkeen met U goddelike liefde en genade. Ek bid dat hierdie woord my God sal uitgaan. Here, mense se harte sal bereik. En dat U verheerlik word in deur elkeen. Here, in die lof en die eer, die prys en al die aanbidding kom U toe, my Vader. Want U alleen is lofwaardig en verheerlik. By U alleen kan ons vanmôre inskuil. En U alleen kan ons ken en herken as die wragtige God en die ewige lewe. Here, my hart kan ek vanmôre sê, Here, daar is geen ander rotssteen, geen ander heiland. Here, U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe, U is die opstanding. Here, U is ons God, U is ons Vader. Here, bly vir ons op hierdie weg altyd, Heer. Bewaar ons, Here, van die onheil. Here, dat ons die woord in ons harte sal bewaar. En daarin mag wandel. En dit bedink en oordink altyd, Heer, my God. Here, ek gaan niemand verby nie, maar sien raak elkeen. In die heilige naam wat genoem word Jesus. Amen. Dit by die koms van die Here is naby. As jy gereed kan. Baie dankie.